Goeiedag. Laat my toe om u kortliks bekend te stel aan die Suidlanders se Departement van Sekerheid. Vir baie jare het die Suidlandersgroep vooruitbeplan vir die moontlike en uiteindelike verval van die samelewing waaraan ons gewoond geraak het. Vir dekades het Suid-Afrika relatiewe veiligheid, ekonomiese groei en stabiliteit ervaar. Hierdie veiligheid is grootliks moontlik gemaak deur die regerings van die tyd, ten spyte van voortdurende druk op ons ekonomie, ons veiligheid en ons infrastruktuur. Ongelukkig sien ons vandag hoe hierdie vermoë om veiligheid en stabiliteit te handhaaf elke dag verder afneem. Die gewone, onskuldige burger moet al hoe meer self die gevolge van hierdie agteruitgang hanteer. Hierdie voortdurende verswakking in veiligheid en dienslewering kan uiteindelik lei tot sosio-ekonomiese onrus, wat weer kan uitloop op groter konflik en selfs anargie in ons land. As ons ook kyk na die huidige geopolitiese situasie in die wêreld, raak dit duidelik dat Suid-Afrika in 'n baie moeilike posisie kan beland. Byvoorbeeld, die toenemende spanning en konflik in die Midde-Ooste het reeds ernstige gevolge vir wêreldhandel. Die sluiting van belangrike seeroetes en die aanvalle op olie-infrastruktuur wys hoe vinnig internasionale stabiliteit kan verander. Wanneer roetes soos die Straat van Hormuz of selfs die Suezkanaal bedreig word, raak die wêreld se handelsroetes onder druk. Dit maak die suidelike seeroete rondom Afrika baie belangrik vir die vervoer van olie, goedere en noodsaaklike hulpbronne. Dit beteken dat Suid-Afrika geografies in die middel van 'n groter wêreldstryd kan beland oor beheer van hierdie roetes. Wanneer ons dit kombineer met moontlike interne onrus in ons eie land, besef ons dat Suid-Afrikaners in 'n baie uitdagende situasie kan wees. Dit is juis om hierdie rede dat die Suidlanders al meer as 20 jaar lank voorberei vir sulke omstandighede. Ons besef dat mense nie in 'n tyd van grootskaalse onrus volkome op staatsbeskerming kan staatmaak nie. Daarom het ons 'n unieke en gestruktureerde onttrekkingsplan ontwikkel. Hierdie plan werk in verskillende fases. Die eerste fase kan eenvoudig wees om tydelik net buite 'n stad of dorp te onttrek, indien daar onrus uitbreek. Indien die situasie vererger, kan verdere fases gevolg word. Hierdie stelsel help om te verseker dat mense nie onnodig of te vroeg onttrek nie, en dat hulle sover moontlik hul werk en daaglikse lewe kan behou, totdat dit regtig nodig is om te beweeg. Gedurende so 'n tyd van onttrekking, sal die Suidlanders se sekuriteitsspan help met die ordelike beweging van mense na veiliger gebiede. Dit sluit in die organisering van konvooie, roetebeheer en sekuriteitspunte, om te verseker dat mense veilig kan beweeg na vooraf geïdentifiseerde veilige gebiede. Hierdie veilige areas is oor baie jare ontwikkel en voorberei om mense te beskerm gedurende 'n tyd van onrus. Binne die Suidlanders se Sekuriteitsdepartement is daar ook 'n spesiale eenheid bekend as Suidlanders Noodweer. Hierdie span bestaan uit opgeleide reddingsspanne wat vinnig kan reageer wanneer mense in lewensgevaar verkeer of dringend hulp nodig het buite die veilige gebiede. Hulle taak is om mense te red, te ontruim en na veiligheid te bring. Hierdie noodaksies sal waar moontlik ook in samewerking met funksionerende veiligheidsdienste plaasvind. Die Suidlanders glo dat elke liewe kosbaar is, en daarom sal hulp verleen word waar moontlik, selfs aan mense wat nie Suidlanderslede is nie. Bo alles plaas ons vertroue in God Almagtig. Ons glo dat hy ons sal dra en beskerm deur enige tyd van groot beproewing. Ek sluit af met die woorde uit 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dankie dat u geluister het.